as 'n ou gebed wat deel is van ons tradisie waar mense gewoonlik vroeg in die oggend gebid het dat God se lig die pad vir ons sal verlig en dat die Here se lig vir ons sal wys waar om volgende te gaan. En dit was mense se manier om daardeur te sê dat hulle glo God is nooit ver nie, maar dat God baie naby aan ons is. Dit was hulle manier om vir die Here te vra, wys vir ons dat alles nie so donker is soos wat dit soms voel nie, maar dat U lig ook skyn tot hier, tot by my, tot by ons. En met daardie selfde gebed steek ons volgende hierdie kers aan om vir ons te herinner dat die Here is nie ver nie. Dat die Here se lig kom tot by ons. Ek wil graag vir ons volgende 'n gebed lees. Jy is baie welkom om jou oë toe te maak en sommer net die woorde te ontvang. En dan gaan ons so rukkie langer in die stilte bly en luister na 'n ou gebed na die Onse Vader wat gesing word deur 'n Russiese koor. God of every ending and every beginning, hold us in this tender space between what was and what will be. Help us to release with grace, to heal that which still aches, and to trust the quiet work of becoming. May your light guide us gently into what's next. Amen. Goeiemôre, baie welkom. Ook baie welkom aan ons aanlyn gehoor and to all our English speaking guests, welcome to you as well. Dit is lekker om julle te sien na die vakansie. Ek was nou vir 'n tydjie gelede hier gewees. Ek het 'n klomp kinderkerkdienste gehad, maar my goeie kollegas Andreile en Mias het waargeneem. Hier is so baie dankie dat julle so vol grace ontvang het en verwelkom het, maar dit is lekker om julle te sien. Welkom weer terug in die laaste kwartaal van die jaar. Ek dink ons is 2 maande weg van Kersfees af. Dit is angswekkend. As jy vir die eerste keer hier is, ook baie welkom aan jou. Ek wil vir Tannie Lida baie dankie sê, soos julle weet, as julle gereeld hier toe kom, iets wat ons hier doen is ons het 'n klomp simbole hier in die kapel. Dalk miskien ek het vir julle herinner. Dit is als maniere om vir ons te help om
te dink aan die woorde wat die Here vir sy disippels gegee het en gesê het, ek nooi julle uit om 'n lewe te leef in oorvloed. 'n Lewe wat vry is. En hierdie skildery agter is, die gedagte is dat dit amper als loodglas is waardeur jy moet kyk. En waar die Here ons uitnooi om 'n lewe te leef met kleur. Wat vry is en oorvloed. En Tannie Lida bring elke week een van haar bonsai bome saam. Hierdie week is 'n besondere mooi ene. En dit is ons manier om vir onsself te herinner dat die Here meestal op stil en onopmerklike maniere vir ons goed is. Ons soek gewoonlik die groot en die indrukwekkende dinge wat moet verander op 'n dramatiese wyse. Meestal in die lewe ervaar ons die Here se teenwoordigheid op sulke maniere. Stil, klein, onopmerklik. So as jy miskien later volgende 'n kers aansteek of vir 'n oomblik langer wil stil staan, neem 'n oomblik langer en kyk hoe mooi is die detail en dalk wil jy sommer net ook dink aan hoe die Here ook vir jou goed is. So dit is lekker om julle te sien. Net so 'n paar afkondigings van my kant af. Dat hierdie kwartaal is dit gemeenskaplik, gesamentlike dienste, skus. Daar's gesamentlike dienste hierdie hele kwartaal. Dit beteken dat die familiediens en die erediens het een diens in die oggende hier langs aan, maar hierdie diens gaan nog steeds aan vir die kwartaal. Dit mag dalk miskien 'n bietjie harder wees net nou as dit sing, maar troos is daarvoor aan dat dit jou herinner ons is deel van 'n groter gemeenskap. Ek het in die tweede afkondiging is hierdie Woensdag, julle die tente gesien wat nou opgekom het die afgelope weke. Dit is weer feesmark wat Woensdag begin. Dit is 'n verskriklike lekker tyd van die jaar en ons as Stellenberg gemeenskap glo dat daar gebeur iets met ons as ons saam is en saam eet en saam kuier. So ons wil julle uitnooi om vir die volgende paar weke die feesmark te ondersteun. Baie mense wat uitstal daarso, dit is hulle groot inkomste vir die jaar. So ons wil julle vra om daarbey te ondersteun. En soos julle weet, 'n groot persentasie van daardie inkomste wat Stellenberg verdien, gaan direk net so aan ons uitreike. Dit gaan om die water en die krag te betaal, maar dit gaan om 'n verskil te maak in die gemeenskap. Ons het geweldig baie kosprojekte, sopkombuise, en dis waarin die geld gaan. So, julle is welkom om te kom saamkuier vir die volgende paar weke. Daar is 'n ou teks wat ek weer hierdie week gelees het, wat skryf dat aan die begin, nadat God alles geskaap het, het hy teruggestaan en hy het gekyk wat hy gemaak het en hy het gesê, dis baie goed. En die skrywer, die digter vertel heel in die begin in Genesis hoe God alles geskaap het. En dat hy keer op keer as hy iets gemaak het God teruggestaan en gesê dis goed. En dan het hy gesê dis baie goed. En as gelowiges glo ons dat dit was een van die eerste seëngebede, een van die eerste seëninge wat die Here vir mense en vir die aarde gegee het. Dat dit wat jy is en dit wat jy sien is goed en mooi. En die seëngebed beteken dat die lewe bestem is om goed en mooi te wees. Dat dit die Here se bedoeling was aan die begin. Dat die lewe is veronderstel om mooi te wees. En dat ons uitgenooi word om dit wat mooi is en dit wat goed is te sien en uit te kyk daarvoor en dit te vier en dit te versorg en vanuit dit te leef. Maar daar's 'n ander kant van ons waar ons lewe nie altyd so inrig nie. Ons begin nie in Genesis 1 nie.
waar ons verstaan die lewe is goed en mooi nie. Ons begin of baie van ons lewe vanuit Genesis 3, wat praat van die mens is 'n sonde, wat praat van skuld en verval. En dit is Genesis 3 is 'n donker verhaal, vol skaamte en verkeerde keuses en verwyte. So as die Joodse rabbies die Joodse kinders groot gemaak het van kleins af, het die rabbies vir die kinders hierdie gesê: jy het 'n keuse elke dag hoe jy hierdie dag ontvang. Lewe jy vanuit die feit en die ontdekking dat die lewe is mooi en goed? Of lewe jy vanuit die verstaan van skaamte en verwyte? Vanuit watter hoek lewe jy? En die rabbies vir die kinders gesê dat ons is geroep om meer te wees. Ons is geroep om na iets beters, om te glo dat alles goed en ten goeie is. En om uit te kyk daarvoor, waar ons ook al gaan. En as ons dit sien, dit te erken en te vat en te vier en dit te versorg en dit te koester en 'n getuie te wees van dit. So as 'n oomblik van refleksie vanoggend, wil ek vir ons uitnooi om te dink aan die week wat was, of die maand, of die kwartaal, of hoe die jaar vir jou uitgespeel het. En 'n oomblik te neem en te dink, waar het jy die ervaring gehad dat die Here vir jou goed was? Waar het jy die ervaring dat die Here vir jou iets moois gewys het of gegee het, iets kosbaar, 'n verhouding, iemand, 'n oomblik, 'n geleentheid, 'n verheldering? Waar het jy die ervaring gehad, iemand was goed vir jou? Iemand was mooi met jou, iemand het vir jou iets kosbaar gegee, iets aan jou gedoen wat jou laat sien het, die lewe begin nie by skaamte en verwyte nie, die lewe begin by iets mooi, iets goed. Of miskien wil jy volgende oomblik neem en reflekteer oor waar is daar 'n geleentheid in jou lewe waar jy iets goeds of iets mooi vir iemand kan gee of kan wys. Waar kan jy hierdie seën wat die Here aan die begin vir ons gegee het, dat dit is goed en dit is mooi, waar kan jy dit vir iemand gee? Ons gaan so 'n oomblik neem waar ons so in die stilte sit, en ek wil so vir jou vra om jou oë toe te maak. En miskien wil jy jou gedagtes laat gaan na die week wat was, of die maand, of die jaar, hoe ook al het uitgespeel het, en miskien wil jy volgend 'n kers kom aansteek uit dankbaarheid, of uit herinnering, of dalk uit aanmoediging, om hierdie seën van die Here ook vir ander te gee. Ons gaan so 'n oomblik neem, en as jy volgende behoefte het, is jy welkom om 'n kers by een van die tafels te kom aansteek, of jy is ook welkom om sommer die ritueel in jou gedagtes te doen.
Ek wil graag vir ons 'n teksvers volgend lees uit Genesis 32 van vers 22 af. En as jy 'n Bybel saamgebring het, jy wil saam lees, is jy baie welkom. Andersins kan jy net luister na my. Dit kom uit Genesis 32 van vers 22 af. So die nag het hy opgestaan en sy 2 vrouens en sy 2 persoonlike slavinne en sy 11 kinders gevat en deur Jakob teruggegaan. En nadat hulle die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit het, laat deurgaan. En Jakob het alleen daar agtergebly en 'n man het tot dagbreek met hom gestoei. En toe die man agterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man terwyl hy met hom stoei vir Jakob teen die heup geslaan, sodat dit uit die potjie gespring het. En die man het vir Jakob gesê, los my, want die dag breek. En Jakob het geantwoord, ek sal jou net los as jy my seën. En toe vra die man, wat is jou naam? En hy antwoord, Jakob. En die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen mense 'n stryd gevoer en jy het end uit volgehou. En toe sê Jakob, sê my tog jou naam. En die man vra, waarom vra jy my naam? En hy het vir Jakob net daar geseën, en Jakob het die plek Peniel genoem, want het hy gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien, en tog het ek nie omgekom nie. En net toe Jakob by Peniel verbygaan, het die son opgekom, en Jakob het mank gebly in sy heup, en daarom het die Israeliete tot nou toe nie die senuweebondel wat aan die heup vaskom nie, want die man het vir Jakob teen sy heup geslaan, op die heup senuwee. So die klein oomblik in Jakob se storie, maar dit het hierdie geweldige effek gehad op die res van sy lewe. En die storie van Jakob is kompleks, ingewikkeld en te mekaar en is dramaties, maar as jy sy hele storie lees, van waar hy begin het en waar hy eindig. Wat ek dink wat ons van Jakob kan sê is dat hy was iemand wat geweldig vindingryk was. Hy was ambisieus gewees en hy het altyd gestreef na meer as wat hy gehad het, meer as wat hy was, op soek na 'n klomp goed, maar altyd op soek. En as jy sy storie lees, dit is asof die skrywer vir ons daar wou sê, sy hele lewe lank het hy die innerlike stryd gehad in hom om 'n klomp vrae te wil antwoord vir homself, om te wil weet wie hy is en waar pas hy in die wêreld in. En die laaste woorde wat Jakob vir sy pa gesê het, was, my naam is nie Jakob nie, my naam is Esau. En dis jare voor hierdie insident wat ons lees op die rivierbank, was hy in sy pa se tent. Ek weet nie of jy dit kan onthou, is ou sonnaarskool storie, waar hy homself vermom het, en hy het gejok vir sy pa, en gesê, my naam is nie Jakob nie, ek is Esau. En in daai oomblik het hy sy oudste broer se eersteling geboorte seëning het hy gesteel vir homself, en daardeur eintlik Esau, sy broer se toekoms gesteel vir hom. En ironies genoeg, van daai oomblik af, het Jakob hierdie lewenslange stryd gehad met identiteit, om die vraag vir homself te antwoord, maar wie is ek? Wat is my naam? En vir 22 jaar leef Jakob dan in ballingskap van sy familie af. Hy vlug weg van sy familie, van Esau wat hom wou doodmaak. En hy swerf van een plek na die volgende plek, en as hy sy storie lees, by elke liewe plek waar hy gaan, was daar elke keer konflik gewees, is elke keer 'n struggle gewees. En met elke persoon wat hy ontmoet het vir die res van sy lewe, was daar altyd
konflik gewees. Altyd 'n bekleierery met sy skoonpa, met sy vrou, met sy slawe, met almal. En is interessant, daar's 'n bekende storie dat kort nadat Jakob gevlug het van sy familie af, het hy hierdie droom gehad. Dis nog 'n sonnaarskoolstorie waar hy die droom gehad het van 'n leer wat op in die lug gaan en die engele wat op en af klim en die Here wat vir hom sê, alles in jou lewe het nou verander, maar moenie bekommerd wees nie. Ek gaan nog steeds by jou wees. Ek gaan jou nie los nie. En in die Afrikaanse vertaling praat dit van Jakob het by 'n plek aangekom wat hy kon oornag. Hy het gekom by 'n plek, is die Afrikaanse woord, baie onskuldig. Maar as jy die Hebreëus vat vir daai aangekom of gearriveer, dan kan jy dit net sowel vertaal het met, hy praat van 'n botsing of 'n collision in Engels. As amper asof die skrywer wil sê, oral waar hy gegaan het, het hy in 'n botsing getree met oral waar hy gegaan het. En Jakob was hierdie turbulente warrelwind van 'n mens. En dis waar ons die storie optel, op hierdie plek, waar hy al vir 'n hele klomp jare in ballingskap is, weggevlug het van sy familie, probeer het om sy eie lewe te skep, en waar die Here dan vir hom sê, hy moet teruggaan na sy huis toe, waar hy vandaan kom en gaan vrede maak. En terselfdertyd hoor hy sy broer Esau is eintlik op pad na hom toe met 'n klomp van sy manskappe. So dit was 'n kombinasie van vrede maak en van vlug, maar hy besluit om terug te gaan. En dan vertel die skrywer die gedeelte, net voordat ons gelees het, vertel die skrywer hoe Jakob dan alles wat hy gehaat het, en hulle maak dan baie pertinent, verduidelik hulle wat hy als gehaat het. Honderde van die dier en honderde van daai dier, alles wat hy gehaat het, verdeel hy toe in sulke groepe, en hy stuur hulle een oor 'n rivier, met die gedagte dat as Esau nog kwaad was, en hulle beklei in die eerste groep, en hy wis alles uit, dan het hy dan nog oor. Jakob was 'n al ewige skemer, altyd 'n plan, altyd 'n vangnet in plek, altyd op soek, altyd gestreef na meer as wat hy gehaat het en wie hy is. Altyd op soek, nooit regtig huis nie. En altyd gewonder, waar is huis? Iemand wat 'n verdeelde hart gehad het. 'n verdeelde self, 'n verdeelde mens. Altyd in stryd met homself. En dan kry ons hierdie gedeelte wat ons vandag gelees het, waar nadat hy al sy vroue en sy kinders en alles wat hy gehad het, hier het, skryf die skrywer, het Jakob alleen agtergebly. Baie doelbewuste woorde wat die skrywer gebruik het. Nadat alles wat hy gehad het, hy weggestuur het hy alleen agtergebly. En it is beautiful hoe hierdie woordjie alleen, ons vertaal dit as alleen, maar in die Hebreëse taal beteken hierdie alleen agterbly meer as net hy alleen daar. Dit vertel van 'n donker kant, van die donker kant van alleenheid. Praat oor eensaamheid. Dit is so asof die skrywer wil sê dat ten spyte van al sy vroue en al sy kinders en alles wat hy op hierdie aarde bymekaar gehad het, kon hy nooit daai ding kry nie. Die gevoel van heelheid, die ervaring dat eensaamheid hom nooit gelos het nie. En dat eensaamheid hom geagtervolg het, waar ook al hy gegaan het, na die plek wat hy besoek het. Dit was die innerlike stryd wat hy gevoer het in hom. En dan sê die skrywer, hy het alleen agtergebly
en 'n man het tot dagbreek met hom gestoei. Wat 'n geweldige vreemde sin is. En tot vandag toe, Bybelkommentare en experts sukkel nou nog om presies te weet wat beteken dit. En die skrywer gooi ons almal met hierdie klein woordjie en. Jakob het alleen agtergebly en hy het tot dagbreek gestoei met 'n man, met 'n vreemde man. Want albei kan nie waar wees nie. Hy kan nie alleen wees en stoei met iemand nie. So daar was baie geskryf oor hierdie sinnetjie. En dit is asof die skrywer vir ons wat dit lees innooi in die storie in en sê op hierdie punt moet jy eie gevolgtrekking maak. Hier moet jy interpreteer wat beteken dit? Wat gaan hier aan? Wat gebeur met hom? Daar's baie opinies, daar's baie teorieë oor wie hierdie man was. Tradisioneel reken hulle dis 'n engel gewees. So jy sien dit ook in die skilderye, as jy hierdie storie gaan opsoek, dan oral word uitgebeeld as 'n engel wat stoei met Jakob. Wat interessant is, van die teks vertel niks oor engel nie. En dan is daar ander kommentaar wat sê dit was God gewees wat met Jakob gestoei het. Want later aan die teks dan sê hy, ek noem hierdie plek Peniel, want ek het die Here van aangesig tot aangesig gesien. En dan is daar 'n ander mens wat sê dit was homself. Hy het gestoei met homself die hele nag. En dan is daar 'n mens wat sê dis dalk miskien 'n droom gewees, maar dit was ook vreemd gewees want hy stap weg met 'n baie fisiese besering. Wie ook al hierdie man was, Jakob klou aan hom vas en hy los hom nie. Hy is hardkoppig. Wat eie was aan Jakob as jy sy storie lees. Hy was gewoond daaraan om nie sommer net te laat gaan nie. Hy het dit geleef sy hele lewe lank al. Hy was in hierdie konflik met sy broer. He didn't let go. Hy het doelbewus nie teruggegaan nie. Hy het vasgehou aan daai fight sy hele lewe lank. Hy het gekies om in ballingskap te bly. En in hierdie oomblik wat hy stoei met hierdie vreemde mens, los hy ook nie. Hy byt vas. En hy is hardkoppig. En die eerste woorde wat hierdie vreemde man dan vir hom sê is, los my, want die son is besig om op te kom. Maar hy aan Jakob sê, maak hy weer 'n plan, soos altyd, en sê, ek sê jou los, as jy my seën. Dit is asof Jakob in daai oomblik verstaan het, hierdie ding wat met my nou gebeur, hierdie stryd waarin ek nou is, hierdie worsteling, hier is iets wat ek moet sien. Hier is iets wat ek moet verstaan. Iets wat ek nog nie van tevore verstaan het nie. Hier is iets heiligs wat ek moet ontvang. En dan reageer die vreemde man en hy sê dan vir Jakob, hy vra vir hom die vraag, dieselfde vraag waarvoor Jakob al sy hele lewe lank voorvlug en mee vroeg. Wat is jou naam? En hy gaan na die hart van Jakob se pyn. Vra hom, wat is jou naam? En Jakob, dalk vir die eerste keer in 'n lang tyd, sê vir hom, my naam is Jakob. En dan doen die vreemde man 'n vreemde ding. Interessante ding. Hy sê vir hom, voortaan sal jou naam nie meer Jakob wees nie. Dit sal nou Israel wees. En selfs dit ook is 'n tema van Jakob se lewe. Dat maak nie saak hoe hard hy beklei het om dit te bereik wat hy wou bereik het nie, dit te gaan soek of te gaan vind wat hy wou gehaat het nie, om te wil weet wie hy is nie. Sy pad en wat hy moes vind en wat hy moes leer was onteiening, was hoe om te leer om te laat gaan. Selfs hier in hierdie oomblik.
op daai oomblik wat hy sy naam gesê het, vir die eerste keer gesê het, dis wie ek is, en wat ek nou doen, is wat ek eintlik my hele lewe lank wou doen, selfs in daai oomblik, moes hy dit laat gaan het. En hy moes iets gevind het, en iets gehoor het wat reg voor hom was, wat hy eintlik moes vind. En dis om te leer om te laat gaan. So die volgende oggend, na 'n lang nag, stap Jakob weg met 'n nuwe naam en 'n mank heup, en die besef dat hierdie stryd wat hy al sy hele lewe lank al voer in hom, hierdie innerlike oorlog van om te wil weet wie is ek en waar pas ek in, daai stryd is nie maar net sommer net nie. Daar's iets heiligs aan daai proses. En 'n mens sou, dink ek, tevrede gewees het of gehoop het dat ons kon wegstap van die storie op hierdie punt en dat Jakob lank en gelukkig sou lewe en dat die storie 'n mooi einde het. En interessante ding is, na hierdie insident langs die rivier sou Jakob se lewe nie maklik wees nie, tot die einde van sy lewe nie. Hy het vrede gemaak met sy broer Esau, hulle het strydpyl begrawe, miskien omdat hy dalk vir hom eerste keer in sy lewe homself aanvaar het, maar waar Jakob se stryd tot op hierdie punt die hele tyd gegaan het oor, hoe kan ek kry wat ek wil hê? En hoe kan ek vashou aan dit wat ek het? Moes hy vir die res van sy lewe, was die stryd om te leer hoe om te laat gaan van dit wat ek wil vashou. En hoe om verlies te navigeer. En as jy sy storie lees, dit is 'n tragiese, al sy vroue sterf, sy dogter word verkragt. Dit het 'n ongelooflike effek op die gesin, op die familie. Die seuns, die broers wil dan gaan wraak neem op die verkragter. Dit skep 'n klomp konflik. Sy seuns ontvoer hulle eie broer, Josef, sy geliefde kind. Hulle verkoop hom en hulle gaan sê vir hulle pa, hy's dood. En vir die res van sy lewe moes hy leer hoe om met daai verlies te leef. Tot die heel einde van sy lewe, die laaste dae van sy lewe, wat hulle weer verenig was. Ek dink as ons gesoek het na 'n storie in die Bybel, wat ons kan troos, om te weet dat die lewe is maklik en gemaklik, dat al jou gebede altyd beantwoord sal word, en dat die Here jou altyd sal seën as jy goed doen, dan help Jakob se storie ons glad nie. Maar ek dink die geskenk van sy lewe is om vir ons te herinner dat die stryd wat daar in almal van ons is, hierdie innerlike wroging, om te wil weet wie jy is, om te wil weet waar pas ek in, om met verlies te navigeer, om te wil weet wat moet ek doen, wat ook al die stryd is, wat in jou woed, wat ook al drake het is, waarteen jy moet beklei. Henry Nouwen praat, as 'n teoloog praat van die donker nag van die siel. Wat ook al daai stryd is, die geskenk van sy lewe is vir ons te herinner dat daai stryd is heilig. Is heilig, daar's ongelooflik baie betekenis wat ons vind as ons in daai wroging bly. Ons sien iets en ons ontdek oor 'n tyd iets wat ons nie van tevore gehad het nie. Ons verstaan dinge op 'n ander manier wat ons nie voorheen sou nie. Ons word verbind aan iets groter as onsself. Die stryd is heilig. En dat die Here is op 'n ongelooflike intieme manier betrokke
en deel van daai stryd. En dat die Here daai stryd seën. Selfs al wond dit ons, selfs al stap ons mank weg. Ek dink as ons die versoeking is daar om hierdie laaste woorde van Jakob, waar hy sê ek het die Here van aangesig tot aangesig sien en tog het ek nie omgekom nie. Dit is maklik om daai woorde te lees as 'n triomf. Iets wat hy bereik het. Maar ek dink vir ons wat kennis dra, wat die ervaring het van die misterie van daai stryd wat in almal van ons leef. As jy al daar was, as jy weet hoe die verwondings voel, as jy ook die storie kan vertel van opstaan en aangaan, miskien moet ons dan eerder hierdie woorde lees met verwondering. Ek het die Here van aangesig tot aangesig gesien, en tog het ek nie omgekom nie. En die troos dat die Here nie op 'n afstand staan en kyk of jy dit gaan maak nie. Kyk hoe jy dit self gaan uitwerk nie. En gaan hy of gaan hy nie, gaan sy dit regkry of gaan sy nie, maar dat die Here op 'n diep en intieme manier betrokke is daar. Daar's 'n ou ritueel uit ons tradisie waar as mense op 'n lang reis gaan, dat hulle vir mekaar seën deur 'n kruis te maak of op hulle voorkoppe of in hulle hande of in hulle palms, om hulle te herinner dat die Here is met jou. En ek weet ons sê dit gereeld vir mekaar. Ons wil mekaar gereeld daaraan herinner. Maar as jy in 'n stryd gewikkel is, as daar iets in jou is waarmee jy elke dag moet worstel, wat ook al dit mag wees, is maklik om dan te wil glo jy doen dit op jou eie. En te vergeet dat die Here op stil, soms onopmerklike maniere saam met ons in daai stryd is. So ons gaan vanoggend eindig, ons moet so 'n oomblik in stilte sit en waar jy sommer net reflekteer oor wat jy gehoor het. Miskien wil jy vanoggend hierdie seën teken ontvang, 'n kruis op jou hand, om jou te herinner dat die Here is ook by jou. En dat die drake waarteen jy moet beklei, die Here is ook by jou. En dat die antwoord nie altyd vinnig en dadelik kom nie. Maar selfs om te bly wag, ook dit is heilig. Ons sal so 'n paar oomblikke so in die stilte sit, en miskien wil jy dan hierdie teken ontvang, of dalk weer sommer die ritueel in jou gedagtes doen, en dan is jy ook welkom om dit so te doen.
storie word vertel van iemand wat al sy hele lewe lank vlug van homself, van ander, op soek is na meer, op soek is na homself, op soek is na God, op soek na betekenis. En vir 'n oomblik in sy lewe het hy verstaan dat van hierdie stryd, van hierdie oorlog hier in my nou, op hierdie oomblik, ek kan nie wegstap hiervan af nie, nie nou nie. Ek gaan vashou, al wond dit my ook. Mag ons die troos vind, dat dit is die storie van baie van ons, op verskillende tye van ons lewe. Mag ons die troos aan vashou, dat ook in daai oomblik, wanneer jy nie idee het hoe die storie gaan uitspeel nie, in daai oomblik wat jy nie weet wat kom nie, ook in daai oomblik, hou die Here jou vas. Hou die Here daai oomblik vas. Dis genoeg. Dis genoeg. Mag ons ook ontdek en vind dat selfs al kan ek nie vashou nie, selfs al kan ek nie aanhou stoei nie, al wil ek, dan hou die Here jou nog steeds vas. Mag hierdie kwartaal vir julle mooi wees. Mag dit vir julle goed wees. Mag ons die mooi en die skoonheid wat die Here vir ons elke dag gee, in oomblikke en in mense en in verhoudings, in die natuur, mag ons dit ontvang, mag ons dit vier, en mag ons vanuit daai lewe en opstaan en aangaan. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Vader en die liefde van sy Seun en die teenwoordigheid van die Gees by jou wees en by jou bly. Ons het hierdie kers aangesteek vanoggend soos gelowiges deur die eeue heen, om vir ons te herinner dat die lig van die Here skyn tot hier by ons. As die kers uitblaas, dan doen ons dit omdat ons glo dat die Here gaan saam met ons en is by ons, waar ons ook al mag gaan. 'n mooi week. Totsiens. Hallo.